Welkom by Alles in Afrikaans met Adam. Sjoe julle, dit maak my hartjie so bly dat julle my video's kyk en geniet. Ek kan nie reg. Dit is vir my so lekker om julle te kan help. Vandag praat ons oor woordorde. Dit beteken hoe woorde in 'n sin langs mekaar moet staan. Is jy Engels, dan gaan dit jou ook help. Ons gebruik stompie om ons te help. Stompie staan eintlik vir die Engelse woorde. Soos julle kan sien, daar is nou Engelse woorde op die bord. Subject, verb 1, time, object, manner, place, verb 2 en of net so. Hierdie sinne is in die bedrywende vorm. In Engels is dit the active voice. Die Afrikaanse woorde is onderwerp, werkwoord 1, tyd, voorwerp, wyse, manier, plek, werkwoord 2, infinitief. Werkwoorde is doenwoorde. Die onderwerp is wie of wat die ding doen. Tyd is wanneer dit gebeur. Voorwerp is waarmee of met wie dit gebeur. Wyse is hoe dit gebeur. Plek is waar dit gebeur. Infinitief volg na die woord om. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Partykeer gaan nie al die goedes in een klein sin wees nie. Partykeer is daar nie 'n manier nie. Partykeer is daar nie 'n tyd nie. So, dan los jy net daai een uit. Wel die res bly dieselfde volgorde van stompie. Kom ons kyk na die werkwoord koop. Dis werkwoord 1. Nou vir ons, wie koop? Kom ons sê sommer Adam. Adam is die onderwerp. Dis wie die koopwerk doen. Die volgende letter in stompie is t vir tyd. Dis wanneer hy dit doen. Time. Wanneer koop Adam? Kom ons sê vandag. Wat gaan Adam vandag koop? Sokkerklere. Sover sê ons sin Adam koop vandag sokkerklere. Die manier hoe Adam sokkerklere koop is met 'n Checkers kaart. Waar koop ek dit? By Checkers. Omdat die sin in die teenwoordige tyd is daar nie 'n werkwoord 2 nie. Onthou julle ons het gesê die infinitief begin na die woord om. Kom ons sê nou, om sokker te speel. Kan jy ook gesê, net so baie van Nou, lees ons sin. Adam koop vandag sokkerklere met 'n kaart by Checkers om sokker te speel. Hierdie sin is in die bedrywende vorm. Kom ons sê, ons weet nie wanneer hy die klere koop nie, dan los ons net die tyd uit. Dan is die sin, Adam koop sokkerklere met 'n kaart by Checkers om sokker te speel. Kom ons sê, hulle wil die sin met die plek begin. Die plek is mos by Checkers. Dan doen jy net die volgende. As ons met die plek of met enige ander deel moet begin, en dan skryf jy jou werkwoord daarna en dan jou onderwerp. En die res van stompie bly in daai volgorde. Dan sal jy sin so klink. By Checkers koop Adam vandag sokkerklere met 'n kaart om sokker te speel. Kom ons kyk nou die sin in die verlede tyd. Dis waar werkwoord 2 gaan inkom. Kom ons lees gou weer die sin. Adam koop vandag sokkerklere met 'n kaart by Checkers om sokker te speel. In die verlede tyd sê ons mos hy het dit gekoop. Het is mos 'n hulpwerkwoord. Dan is werkwoord 1 het en werkwoord 2 gekoop. Kom ons vul die res van stompie in. Die subject onderwerp is Adam. En ons skryf ons die res van die goed net nog by. Vandag sokkerklere met 'n kaart by Checkers gekoop om sokker te speel. So, in die verlede tyd is die sin Adam het vandag sokkerklere met 'n kaart by Checkers gekoop om sokker te speel. Hierdie kan jou help met enige skryfwerk en wanneer jy praat. Dan klink jy sommer slimmer. En dit is woordorde met Adam. Baie onthou my te volg.